Nou, hartlike goeiemôre vriende. Ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy ons opgewek het en dat ons nog 'n nuwe dag en nog 'n nuwe week in sy naam tegemoet kan gaan. En is die gebed van my hart dat die Here vir ons ook met wysheid sal seën terwyl ons vanmôre gaan stil staan by Spreuke die 15de hoofstuk. Ons gaan daar vanaf die 10de vers so 'n bietjie met u praat in hierdie week en die Here vertrou om vir ons wysheid te gee in die verstaan van sy woord. Nou, terwyl ek hierdie boodskapies voorberei, vriende, dink ek baie keer by myself nou, waarom is die Here so streng in sy woord en waarom is hy so ernstig in sy vermaaninge en waarom is daar saam met die liefde wat hy gee ook die tugtiging aan die ander kant? En ek het tot die gevolgtrekking gekom dat hierdie lewe is ernstig en hierdie lewe is die voorbereiding vir die ewigheid en ons kan dit nie ligtelik opvat nie. Vriende, ons kan nie die paar jaar wat die Here ons op aarde gun verruil vir 'n ewigheid sonder hom, terwyl ons op aarde maar lewe soos ons wil en ons dink ons gaan skot vir die ander kant uitkom nie. Die Here wat die alomteenwoordige, die alwetende, die alleenwyse God is, weet wat lê vir die mens voor wanneer hy sterwe. Daarom kom die Here en hy waarsku ons tydig en die Here gee vir ons sy vermaaning in sy woord en die Here leer ons dan ook hoe ons hom welbehaaglik kan dien. En daarom moet ons vanmôre 'n bietjie kyk na die gedagte van die strenge tugtiging van die Here soos ons dit daar vind in Spreuke 15 vers 10. Nou vriende, ek lees vir u wat staan in Spreuke 15 vers 10. Daar staan: 'n strenge tugtiging is daar vir hom wat die pad verlaat. Hy wat die teregwysing haat, sal sterwe. En ons lees vir u in 'n ander vertaling, daar staan: wie die regte pad verlaat, sal swaar gestraf word. Wie teregwysing haat, sal sterf. Nou vriende, as ons hierdie woorde lees in die boek Spreuke, dan besef ons dat Salomo baie ernstig is, terwyl hy sy seun vermaan, en dan ook kom hierdie waarheid na ons vanmôre, wat leef in die jaar 2024. Jy sal onthou ek het vir u gesê dat die boek Spreuke eintlik maar gaan oor Salomo, wat sy seun onderwysing gee, wat hom dan rig op hierdie pad van geregtigheid, wat vir hom wys wat is die regte en wat is die verkeerde, dan die seun wanneer ons die regte doen, die gevolge van die verkeerde wat ons doen, en hoe dit ons lewe direk beïnvloed. En nou kom Salomo en hy sê, as ons hierdie pad verlaat, die pad van die Here, die pad van geregtigheid, die pad van heiligheid verlaat, sal daar 'n strenge tugtiging vir ons wees. En as ons die teregwysing van God haat, sal ons sterwe. En dan vriende, ek vra vir myself die vraag af, wat beteken dit? Wat bedoel die Here daarby? Wat wil die Here vir ons sê? En is wonderlik om te sien dat as ons skrif met skrif verklaar, die Here eintlik baie duidelik in sy woord vir ons die verklaring daarvan gee. Jy sien, die hele groot saak lê hier, as ons die pad van die Here begin bewandel, en ons begin koers kies na die wêreld, en ons begin weer terugneig na die wêreld, soos die volk Israel teruggeneig het na Egipte, is daar sekere ingrype van God, is daar sekere tugtiging wat hy vir sy kinders gee. En as ons hierdie tugtiging haat, sal daar selfs die dood na ons kant toe kom. Kom ek lees vir u wat staan daar in Spreuke of in Hebreërs die 12de hoofstuk, en ons gaan dit van toepassing maak op hierdie vers in Spreuke die 15de hoofstuk vers 10. In Hebreërs 12 vers 5 staan die volgende. Daar staan: en julle die vermaaning heeltemal vergeet, wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Kom ons stop net gou daar. Die Here sê hy tugtig die wat hy liefhet. En ons dink maar aan die ouer-kind verhouding. Vriende, ons slaan nie ons kinders uit wraak of uit frustrasie nie. Ons gee ons kinders soms tugtiging en ons pas soms tugtiging toe omdat ons hulle liefhet. En die Bybel sê dis presies dieselfde verhouding wat God met sy kinders het. Die Here sê dat die Here tugtig hom wat hy liefhet, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Waarom? Want ons wil graag ons kinders korrigeer. So wil die Here ons ook korrigeer wanneer ons die weg verlaat, wanneer ons met sonde begin heel, wanneer ons begin met die werke van die duisternis besig raak. Nou sê vers 7, as julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? So wat die Here vir ons sê, daar's nie een van ons wat nie al die tugtiging van die Here deelagtig geword het nie. Ons almal is as kinders van die Here in hierdie gevalle wêreld, en dikwels het ons al gesondig en dikwels al die tug van die Here beleef, en die Bybel sê as ons egte kinders is, sal daar tugtiging wees, en dis ook 'n bewys van ons kindskap. Vers 8, maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Vers 9, verder, ons het vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad.
Ek dink aan my eie pa, hoeveel ontzag ek vir hom gehad het, vir my ma, wanneer hulle my tugtig, wanneer ek verkeerd doen, wanneer ek die pad byste raak. Nou sê die Bybel, moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy, dit is God tot ons beswil, hoor nou, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Wat is die doel van ons redding? Dat ons heilig kan lewe, heilig afgesonder vir die Here, dat ons in die wêreld sigbaar as kinders van die Here kan leef, dat ander in ons Jesus Christus kan sien. Nou vers 11, nou lyk elke tugtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. U sien, deur die tugtiging leer die Here my dat daar gevolge is vir sonde. Ek sien dit raak. Ek is versigtig in my wandel met die Here. Ek is versigtig wanneer ek sonde na my kant toe sien kom, want ek weet dit gaan tugtiging veroorsaak in my lewe, en nou vermy ek dit, en ek sien daardeur dat God se seën oor my lewe kom, in hierdie gehoorsaamheid waar ek hom verheerlik in alles wat ek doen. Vers 12, daarom rig die slaphande en die verlamde knie weer op, en maak reguit paaie vir julle voete, sodat dit krepeel is nie dalk uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. So die gedagte, vriende, baie duidelik, dat tugtiging deel van die kind van God se lewe is. Nou kom Salomo in Spreuke 15 vers 10 en hy sê, strenge tugtiging is daar vir hom wat die pad verlaat. Ons het nou gesien uit Hebreërs 12 vers 5 tot 12, dat die Here tugtig die wat hy lief het. As ons die pad verlaat, sal die Here ons tugtig. As ons sondig, sal die Here ons tugtig met die doel om ons te korrigeer, om ons terug te bring op hierdie pad van geregtigheid, sodat ons 'n heilige deelagtig kan word, en dan ook ons heilige lewe kan tentoonstel om Vader in die hemel te verheerlik, en dan ook eendag die ewige loon by die Here te ontvang. Maar die vers hou nie daarop nie. Vers 10 gaan verder en sê, hy wat die teregwysing haat, sal sterwe. Luister vriende, dit is so dat die Here selfs sy kinders kan laat sterwe, as hulle die tugtiging nie wil aanvaar nie. Ek wil vir julle 'n verhaal vertel, wat gebeur het toe ek 'n jong man was. In ons bepaalde gemeente waar ons was daar 'n jeugleier gewees. Baie aangename man, 'n man wat die Here lief gehad het, en die Here gedien het, en ek het hom geweldig geadmireer, en hy was my 'n goeie voorbeeld gewees. Man was 'n regtig 'n geleerde man, 'n goeie betrekking gehad, maar in sy huwelik het dit nie aldag baie goed gegaan nie. En wat alles gebeur het daar, weet ek nie, maar een ding wat ek gehoor het en verstaan het, en later deur die getuienis van sy skoonpa gehoor het, is dat hy betrokke geraak het by 'n ander vrou. Hy het sy dogtertjie by die skool gaan aflaai, en hy het 'n vrou wat hy daar gesien het begin groet, en later het by mekaar begin gesels, en later het daar 'n verhouding ontstaan. En hierdie man, vriende, wat die Here lief gehad en die Here gedien het in hierdie sonde verval van hoerery. En die Here het hom getugtig, soveel so dat hy op 'n baie jong ouderdom, in sy vroeë 30's, in die hospitaal beland het met 'n hartaanval. Waarom? Want luister, geen kind van God kan suksesvol sondig nie. Sonde het gevolge. Sonde het altyd 'n effek op my liggaam. Dit het 'n effek op my siel in die eerste plek, wat 'n effek het op my liggaam. En hierdie man, terwyl hy in die hospitaal het met die hartaanval, het sy skoonpa, wat 'n lieflike kind van die Here was, na hom gekom en vir hom gesê, my seun, jy moet jou bekeer tot God. Dat die sonde wat jy doen is verkeerd, en God gaan jou tugtig. Jy moet jou bekeer, gaan terug na jou vrou en kinders, en vra die Here vir herstel. Hy het geweier en gesê, ek sal nie teruggaan na my vrou nie. Hy het uit die hospitaal uitgekom, en 'n paar weke later het hy en 'n ander man wat deel van ons jeug was, in 'n voertuig gery, en naby die plek waar hy bly, het die voertuig van die pad gegaan, hulle teen 'n wal gebots. En terwyl hy daar lê en besig is om te sterwe, toe sê hy vir die ander man, hy sê, ek moes na God geluister het. En dit het my so getref toe ek hierdie vers lees, en ek het dadelik gedink aan hierdie verhaal. 'n Strenge tugtiging is daar vir die wat die pad verlaat. Maar as ek nie wil luister nie, sal ek sterwe. En vriende, gaan lees maar die woord. Die Here is ernstig oor sy kinders. Dit het 'n baie duur prys gekos om ons vry te koop van ons sonde, uit die slawehuis van sonde, uit die mag van die duiwel. Daarom kan ons nie met ons lewe maak wat ons wil nie. Ons is nou liefdesdiensknegte van Christus. Ons behoort nou aan hom. Hy het ons gekoop met 'n dure prys. Daarom moenie met sonde heel nie. As jy vanmôre met sonde besig is en daar's geen tug van die Here oor jou lewe nie, dan moet ek vanmôre ongelukkig die nuus in jou breek dat jy nie 'n egte kind van God is nie. Want die Bybel sê, God tugtig die wat hy liefhet. Sy liefde vir ons is so groot. Die prys wat hy vir ons betaal het is so groot, dat ons nie in ons sonde sal laat nie.
As jy vanmôre onder die tug van die Here lewe, miskien is daar dinge wat in jou lewe gebeur, miskien siekte, miskien stryd, miskien verskillende dinge wat gebeur en jy wonder miskien, waarom gaan dit met my soos dit gaan? Maak seker jy is nie besig met sonde nie. As jy besig met sonde is, bely dit en laat staan dit sodat jy barmhartigheid kan verkry. Anders is jy besig om God se toorn op te wek, wat kan lei na jou sterwe. Daarom pleit ek by jou, dat jy werklik in die spieël van God se woord sal kyk saam met my, dat ons vir die Here sal vra, Here help ons, om eerlik en ernstig voor U te wees, want die strenge tigtiging van die Here kan lei tot die dood, as ons nie wil luister, as God met ons praat nie. Mag die Here ons genade gee, dat ons dit nie sal sien as 'n somber boodskap vir 'n maandagoggend nie, maar dat ons dit sal sien as 'n waarskuwende boodskap, 'n boodskap van liefde, sodat ons op die weg van geregtigheid kan wandel, en dan ook so die Here kan verheerlik. Groete vir u vriende, mooi dag verder, tada.